Kom ons buig saam die hoofde. Onse wonderlike Here Jesus, baie dankie dat U ons God is wat vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha. Dankie Jesus dat U U woord vir ons gegee het om ons in U volle waarheid te lei. En Here Jesus, ons is so afhanklik van U as ons God, as dit kom by waarhede. Want die ou duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en daarom wil ons vra dat U deur U Heilige Gees vanaand ons harte op 'n sagte wyse sal aanraak, sodat ons onsself kan oopmaak vir U leiding. Here Jesus, mag U ons die onderskeiding gee van wat uit mense uitkom en wat vanuit U woord afkom, sodat ons kan staan op wat U woord vir ons leer. Ons vra al hierdie dinge in Jesus se wonderlike naam. Amen. Die tyd, 96 na Christus. Die plek, Patmos, 'n eiland in die Egeiese See. Die man, die geliefde Johannes. Nou Johannes bevind hom op hierdie verlate eilandjie in die eensaamheid en afsondering, as gevolg van, soos wat hy dit self beskryf, die woord van God en as getuie vir Jesus Christus. Natuurlik omdat hy aan die woord van God gehoorsaam was en die evangelie van Jesus verkondig het, is Johannes na die eiland Patmos verban. Dis natuurlik die moderne weergawe, maar dit is nog dieselfde eiland Patmos. Nou die tradisie vertel ons dat Johannes is oorspronklik in 'n pot kokende olie gegooi om gemartel te word, om doodgebrand te word, maar wonderbaarlik het hy dit oorleef. En hulle het so geskrik dat hulle hom verban het na die eiland Patmos. Dus basically, we can't kill him, let's get rid of him. En hulle stuur hom na die eiland Patmos toe. Nou, terwyl Johannes in hierdie eiland Patmos sit, is dinge in sy binneste redelik te mekaar. Die kerk beleef 'n krisistydperk in hierdie tyd van die geskiedenis. Na verbasende vooruitgang in die eerste 65 jaar, waarin die evangelie na die hele bewoonde wêreld as te ware uitgegaan het, bevind die kerk hom in sy grootste krisis ooit. Eerstens, vervolging onder keiser Nero in 51 na Christus breek los. Tydens hierdie era word Paulus onthoof, Petrus word ook onderstebo gekruisig en dis toe hy tot sy dood kom. Tweedens, Jerusalem word vernietig in 70 na Christus. Titus neem die stad in, die kerk is verstrooi en die kerk beweeg verder noord na Antiochië tydens hierdie tyd. En derdens, vervolging onder keiser Domitianus in 81 na Christus. Keiseraanbidding word natuurlik weer ingestel onder sy regering en jy kan jouself indink wat veroorsaak hierdie keiseraanbidding afdwinging. Met ander woorde, die Christene het dadelik 'n krisis. As jy nie die keiser aanbid nie, is jy in die moeilikheid. En dan vierdens, tydens hierdie era is al die apostels reeds dood, behalwe Johannes. Nou volgens tradisie het die meeste van hulle almal 'n martelaars dood gesterf, en Johannes, soos ek gesê het, word na die eiland Patmos verban. Nou interessant, die boek Openbaring dra vir baie jare hierdie gedagte, dat dit eerstens 'n geslote boek is. Het jy dit al gehoor? Openbaring is 'n geslote boek, sê hulle. Ons kan dit nie verstaan nie, dit is nie vir ons nie, dit is 'n toeboek, dit is 'n geslote boek. Nou dit is nogal baie interessant. Tweedens sê dit dat die boek onverstaanbaar is. Ek bedoel, dit praat van drake, vure, horings, diere, van die scary goed as te ware. Dit sê is onverstaanbaar. En derdens, dat dit buite bereik is van die gewone Christen. Ja, miskien is dit 'n boek vir die groot teoloë en daai mense, maar vir die gewone mense, nee, bly weg van Openbaring af. Alles behalwe, is net interessant. Die boek se naam is juis Openbaring. Het jy al aan gedink? Dis Openbaring. Nou die Grieks van Openbaring is Apokalypsis. Dis die boek se naam in Grieks. En Afrikaans beteken dit letterlik onthulling of om te openbaar. Om te openbaar. Nou as die boek se naam Openbaring is, hoe kan dit 'n geslote boek wees? Hoe kan dit toe wees? Dis juis om oop te maak, om vir ons inligting te gee en vir ons in wonderlike dinge te lei. Kom ons lees die eerste vers van Openbaring 1 vers 1. Dit sê, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat
gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegte Johannes te kenne gegee het. Nou, dis 'n baie belangrike orde. Dit sê vir ons, die boek Openbaring kom van God die Vader, wat dit aan Jesus Christus gee, wat dit aan sy engel gee, wat dit dan aan Johannes oordra, en Johannes skryf dit in 'n boek vir ons. So met ander woorde, Openbaring kom letterlik van God die Vader na ons toe, na u en my. Met ander woorde, dis God se boek vir ons. Openbaring 1 vers 3 sê hierdie baie belangrike woorde. Dit sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Hier is iets baie interessants. Dit sê, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, wat dit hoor, en wat dit bewaar. Wat se woord is die woord salig? Dis 'n seën, nie waar nie? Interessant, Openbaring is die enigste boek in die hele Bybel, wat 'n seën uitspreek oor diegene wat hom bestudeer. Interessant, nie? Dis die enigste boek in die hele Bybel wat 'n seën uitspreek oor diegene wat hom bestudeer. Wat dit lees, hoor, bewaar, kom neer op bestudeer. So as u God se seën wil ervaar, bestudeer sy boek Openbaring. Dis nogal interessant. Openbaring 22 vers 10 sê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Het jy dit? Johannes kry inligting om nie hierdie boek te verseël nie. So Openbaring is nie 'n verseelde boek nie. Dis 'n oop boek vir ons om te verstaan. Nou Johannes het 'n definitiewe opdrag ontvang dat hierdie boek verstaan moet word, omdat die tyd van die einde naby is. Nou ek weet nie van u nie, ek glo ons lewe in die tyd van die einde. Nie waar nie? Jy hoef maar net om hier rond te kyk om dit te besef. Openbaring bevat dus 'n boodskap van God aan sy volgelinge wat hulle moet hoor en wat hulle moet uitleef. Nou as dit kom by Bybelse profesie, dit is altyd iets wat ons gedagtes prikkel. Jy weet, as ons met profesie te doen het, dan kyk almal altyd groot oë en hulle is wakker, want hier's iets waarna ons belangstel. Ons stel tog belang in profesie, veral Bybelse profesie, nie waar nie. Nou ons ken mense soos Nostradamus en al die uitlatings wat hy gemaak het in sy profesie. Ons ken Versiener van Rensburg baie goed hierso in ons eie gebied as te ware, wat ook baie profesieë verkondig het. Ons ken vir Mary Ann Baker wat ook 'n klomp profesieë gemaak het. En die Bybelkode, jy kan nog die Bybelkode onthou wat 'n paar jaar terug so geweldige opspraak gemaak het, waar hulle hierdie geheime kodes in die Bybel ontdek het, wat jy kon intik op 'n rekenaar. Toevallig as jy Moby Dick se boek ook gebruik het, kon jy ook kamstig sulke kodes gekry het. Maar ek wil, dit is almal dinge wat mense profeteer en dinge doen op hulle eie. Wat is reg? Wat is verkeerd? Waar trek mense die streep? Nou interessant, Openbaring, waarna ons gaan kyk, staan bekend as apokaliptiese profeseë. Apokalipties, om te openbaar, of eindtyd profeseë. Nou het jy al gewens, jy kan die toekoms bietjie geken het, of net so die gordyn so kon wegtrek om die toekoms te kon insien. Wat gebeur in die toekoms? Of net die boek se blaai, net daai hoekie te kan loer om te kyk, wat gebeur? Het jy al dit gewens? Dit is baie interessant. Onthou jy nog September 11? Daai verskriklike tragedie waar hierdie vliegtye in die World Trade Center se torings ingery het en die absolute verskiewighede veroorsaak het, waar soveel duisende mense se lewens verloor het. Onthou jy dit nog? Dit is nog net 'n paar jaar terug wat dit gebeur het. En toe nog, net daarna, die tsunami, wat hoeveel duisende mense se lewens vernietig het en verskriklike tragies veroorsaak. En kyk die krag van water dat dit met 'n treinspoor kan doen. Ja, dit is nogal verskriklik. Hulle beweer dat in Indonesië 80.000 mense hulle lewens verloor het tydens die tsunami. En dit is net iets wat mense weer eens laat wakker skrik het, te besef, maar iets is besig om te gebeur in hierdie lewe.
En toe, nog bietjie nader aan ons, Katrina. Daai nog vir Katrina, waar hierdie groot rampe Amerika getref het, in New Orleans, die oorstromings, en hoeveel duisende mense, se lewens is totaal ontwrig deur hierdie vloedwater, en ek wil, dit was 'n absolute verskriklike tragedie wat gebeur het. En al hierdie dinge, het die mense laat vra, wat is besig met hierdie wêreld te gebeur? Ons weet daar is iets. Weet ons wag amper vir die volgende ramp, nie waar nie? Iets is besig om te gebeur, en ons wil almal weet, wat is besig om te gebeur in hierdie wêreld? En daarom in hierdie donker tye, het ons die Bybel as ons gids nodig, om God se toekomsplanne te omvou in ons lewens. Nou, u ken vir Martin Luther, die groot kerkhervormer. Nou, hy het 'n baie goeie lese gehad wat hy gevolg het. Sy lese was die Bybel en die Bybel alleen. Kan jy dit nog onthou? Die Bybel en die Bybel alleen was Martin Luther se lese. Nou, ek wil graag hê, dit moet ook ons lese wees tydens hierdie seminar. Die Bybel en die Bybel alleen. Ons wil dit wat ons bestudeer op die Bybelgrond, nie waar nie? Soos ek gesê het, ons is nie hier om na mense se opinies te luister nie. Of wat het ons met mense se opinies te doen? Nee, ons wil die Bybel bestudeer, en daarom gaan ons so na in die Bybel bly as wat ons kan. En u kan ons toets, althans u moet ons toets, en ons wil hê dat u moet saam met ons lees in die Bybels. En alles wat ons hier sê, gaan lees in die Bybels, en toets dit of dit werklik so is. Nou, interessante feit oor Openbaring, die boek Openbaring het 404 verse. Jy kan hom maar gaan tel, 404 verse. Party vertalings gee 405 verse, hang net af watter vertaling jy gebruik, maar oor die algemeen die ou vertaling het 404 verse. Nou van daai 404 verse is 276 verse, aanhalings, parafrases, gedeeltes wat uit die res van die Bybel uitkom. Met ander woorde, uit ander dele van die Bybel uitkom, veral die Ou Testament en veral die boek Daniël, waar Johannes ruim uit aanhaal. Nou dit is interessant, met ander woorde, Openbaring leen eintlik uit die res van die Bybel uit. So as u Openbaring wil bestudeer, het ons nodig om na die res van die Bybel te kyk. En jy gaan sien, ons gaan veral na die boek Daniël ook kyk. So met ander woorde, dit is baie nodig dat ons al hierdie dinge in perspektief vat en saamvat. Nou Daniël word toevallig beskou as die sleutel, het jy dit? As die sleutel om Openbaring te verstaan, die boek Daniël in die Ou Testament. En baie dinge in Openbaring word duidelik as ons met die lig van Daniël, die boek Daniël dit bestudeer. En Daniël en Openbaring is eintlik hierdie profetiese boeke wat bekend staan as die lig in hierdie donker tyd waarin ons leef. Wat werklik vir ons lig gee om die Bybel lewendig te maak. En jy gaan dit sien, jy gaan hier sleutels ontdek wat jy hele Bybelstudie dit gaan sommer verander, transformeer, en jy gaan meer geniet om die Bybel te lees nadat jy hierdie seminar bygewoon het, want hierdie dinge gaan skielik vir jy bietjie meer lewendig word. Nou die tweede hoofstuk van die boek Daniël, wat ook bekend staan as die ABC of die beginnersboek van Bybelprofesie se kernboodskap, gee ons hierdie versekering dat God in beheer van die toekoms is. Ons God is in beheer. Nou as agtergrond en inleiding vir ons studie van die boek Openbaring, gaan ons vanaand vlugtig na die opwindende profesie van Daniël 2 kyk. Ons gaan hierdie profesie vat vanaand en jy gaan sien hoe hy inpas by die boek Openbaring, wat ons maandag aand in diepte begin, wat u baie gaan geniet. Nou, heel eerstens, hier is 'n belangrike feit, wat u nie moet vergeet nie. Ons aanbid 'n God, wat wil hê, ons moet weet. Het jy dit? Ons aanbid 'n God, wat wil hê, dat u en ek moet weet. Amos 3 vers 7, hier is 'n baie interessante vers in die Ou Testament. Boek Amos sê, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Het jy dit? Dit sê, die Here doen niks, voor hy dit nie voor die tyd aan sy kinders geopenbaar het nie. Met ander woorde, God is nie 'n God wat ons in die geheim wil hou nie. Hy is nie 'n God wat jou sien daar loop en daar's 'n gat val en wag hy stil tot jy in daai gat trap en lag hy, jy weet hy het jou nou gevang nie. God is 'n God wat wil hê ons moet weet.
En hy openbaar voor die tyd in ons, want hy wil hê ons moet gered word. Kom ons gaan na Daniël 2, vers 28 lees ek vir u, dit sê, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Nou skus tog, ek het sommer met vers 28 begin, maar vanaand by die huis gaan lees die hele hoofstuk 2. Hy's 'n lang gedeelte en ek gaan dit basies net vir u vinnig opsom. So gaan lees dit, dan kan u 'n beter geheelbeeld kry van dit. Maar ek gaan hom net vanaand vinnig opsom, net tot bietjie ons tyd bespaar. Nou wat gebeur in die hoofstuk Daniël 2 is 'n baie interessante profesie. Dit begin waar dit vertel dat koning Nebukadneser, het jy al van Nebukadneser gehoor? 'n Babyloniese koning, 'n heidense koning, slaap eendag en hy droom 'n droom. 'n Verskriklike droom. 'n Droom wat hom laat wakker skrik. En hy besef, toe hy wakker skrik, hierdie droom moet iets beteken. Hierdie droom moet iets beteken. Jy weet, in die ou tye was drome baie belangrik vir mense. Jy weet, hulle het baie meer waarde geheg aan drome. En hierdie droom het so indruk op hom gemaak. Hy het geweet, hierdie is nie net 'n gewone droom as jy te veel vleis geëet het nie, jy weet. Dit was 'n profetiese droom. Maar wat doen hy? Hy is die koning van die magtige Babylon, en hy kry dadelik al sy wyse manne bymekaar, en hy sê vir hulle, hoor die manne, ek het 'n droom gedroom, en ek weet, hierdie droom beteken iets. Dit beteken iets, en ek wil weet wat dit beteken. Nee, geen probleem, sê al sy wyse manne, en die towenaars, en die sterrekundiges vir hom, hulle is almal daar. Hulle sê, nee, u koning, geen probleem nie. Vertel ons u droom, en ons sal u vertel wat dit beteken. Maar koning Nebukadneser kyk hulle so, hy sê, wag 'n bietjie. Wow, wag 'n bietjie. Hoe weet ek? Julle gaan vir my die regte uitleg gee. Hoe weet ek, julle het nie gekonkel met mekaar, of gaan met mekaar konkel nie, en vir my 'n goeie uitlegging gee, wat net my gemoed gaan streel, en dan voel ek goed nie. Sê, ek sê julle wat. Al manier hoe ek gaan weet, dat julle vir my die regte uitleg gaan gee, is, eerstens, vertel my, wat het ek gedroom? Vertel my, wat het ek gedroom? En tweedens, vertel my dan wat dit beteken. Dis mos 'n manier hoe ek kan weet. En onmiddellik is die wyse manne vas, en hulle antwoord hom, Daniël 2 vers 10 tot 11, het sê, die Galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of beswede of Galdeër verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar, en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Antwoorde hy herken, nee, koning, wat jy vra is bietjie bo menslik. En koning Nebukadneser is dadelik smoorkwaad. Want onthou, hy het nie vir hulle die onmoontlike gevra nie. Die wyse manne, die towenaars en die sterrekundiges in sy regering, hulle het beweer dat hulle met die gode kontak het. Jy sien, so sy versoek was nie onbillik nie. En hulle kon hom nie vertel nie. En koning Nebukadneser is so kwaad. Hy is so kwaad, dat hy 'n bevel uitvaardig wat sê, al die wyse manne, almal van julle, laat julle koppe waai. Almal van julle moet doodgemaak word. Kyk, hy was kwaad. Almal moet waai. En natuurlik, dis 'n baie dom ding om te doen, weet, maar hy voel, ek betaal julle, ek onderhou julle, en julle kan my nie eers hierdie ding vertel nie. Hoe kan ek julle vir die res van my regering vertrou? Nou, iemand onthou, Daniël en sy 3 vriende, die Joodse bandelinge uit Jerusalem weggevoer is, hulle is ook deur koning Nebukadneser as wyse manne opgelei, nie waar nie? Of in die proses om opgelei te word as wyse manne. So hierdie bevel het ook hulle ingesluit, so hulle moes ook doodgemaak geword het. En dit is hoe Daniël en sy 3 vriende van hierdie bevel gehoor het, en van die geval gehoor het, en wat hulle toe doen, hulle gaan bid tot God en sê, Here, openbaar aan ons Nebukadneser se droom, en tweedens, wat dit beteken. En hulle bid die hele nag, en God doen dit ook. En hulle kry die betekenis van die droom, en alles, en die volgende oomblik stap Daniël voor koning Nebukadneser in, en hy sê vers 28, maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dae sal gebeur.
Baie interessant. Jy kan jouself indink. Koning Nebukadneser kyk so af en hier kom daai jong mannetjie, een van hierdie Joodse bandelinge wat hy oplei in sy diens, kom aangestap en hy wil my vertel wat het ek gedroom. Jy kan dink hy's onmiddellik skepties, nie waar nie? Wie is hierdie boksnytertjie wat my wil kom vertel wat ek gedroom het? En hy sê, kan jy my vertel wat ek gedroom het? Maar Daniël was 'n wonderlike kind van Jesus. Hy was so 'n wonderlike kind. Jy weet, as ek Daniël was en ek het geweet wat die koning gedroom het en wat dit beteken, jy weet, ek sou daar uitgestap het, my bors so uitgestoot het en die koning gesê, ja, jy het dit en dit gedroom en dit is wat dit beteken. Maar Daniël doen dit nie. Jy wat doen hy? Hy gee onmiddellik die eer aan God. Hy sê, dis nie ek nie. Hy sê, maar daar is 'n God in die hemel. Hy gee onmiddellik aan God die eer. Wat net vir ons 'n wonderlike bewys is wat so goeie godsman Daniël was. En dan sê hy van die koning, hy sê, u o koning het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en lendene van koper, sy bene van yster en sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Iets baie snaaks, nie waar nie? En hy sê, en u het gekyk, totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak, onthou daai woorde, sonder toedoen van mensehande, 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Toe is te gelyke tyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het so skaf geword van die dorsvloer in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. So Daniël sê vir koning Nebukadneser, koning, jy het gedroom van 'n groot beeld. Sy hoof was van suiwer goud. Sy bors en arms was van silwer. Sy buik was van koper, die nuwe vertaling sê brons, maar die ou vertaling sê koper. Sy bene was van yster, en dan iets baie snaaks. Daar waar die beeld op sy sterkste moet wees. Hy sê sy voete was gedeeltelik klei en gedeeltelik yster. So 'n vermenging van yster en klei. En dit is nogal swak, nie waar nie? So 'n vermenging van yster en klei. En hy sê, terwyl jy na hierdie beeld kyk, kom daar 'n klip los, sonder toedoen van mensehande, met ander woorde, dit het niks met mense te doen nie, en dit tref hierdie beeld waar? Aan sy voete, nie waar nie? En dit sê, dit vermorsel hierdie hele beeld, maal hom fyn, dat die stof op die dorsvloere daarvan wegwaai, en dit sê, in hierdie klip, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Nou, u kan jouself indink, hier staan Nebukadneser. Eers kyk hy na hierdie bogkind, en soos wat Daniël in hom sy droom verduidelik, begin sy verwondering groot raak. Ek sien altyd hoe hang sy mond oop. Dis reg. Dis reg. Dis wat ek gedroom het. Dis wat ek gedroom het. Wow, ek wil hê, dis wat ek gedroom het. Onmiddellik het Daniël al sy aandag. Nie waar nie? Onmiddellik het Daniël al hierdie koning se aandag. Maar nou, dis wat ek gedroom het, is reg. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit? Jy het vir my gesê wat ek gedroom het, so met ander woorde, nou moet jy ook vir my kan sê wat dit beteken. Nie waar nie? Wat beteken dit? Nou, hier is belangrike beginsels van verklaring wat in ons die Bybel te doen het. Jy weet, hier is dinge wat u nie moet vergeet nie. Belangrike beginsels van Bybelverklaring. Wanneer u die Bybelstudie doen, en veral met profeseë, is hierdie dinge wat u nooit moet vergeet nie. Eerstens, 'n belangrike sleutel. Laat altyd die Bybel homself verklaar. Het jy dit? Laat altyd toe dat die Bybel homself verklaar. Nie menslike opinies of sienings nie, laat die Bybel homself verklaar. En hoe doen hy dit? Byvoorbeeld, die Bybel word uitgelê deur skrif met skrifte vergelyk. Met ander woorde, jy kyk wat dit hier oor 'n onderwerp sê, jy gaan kyk daar en jy soek daar en jy kyk wat die Bybel daaromtrent sê. Jy kan eintlik sê dit werk so. Die oopmaak van Bybelse profesie is 'n geloofstog in die onbekende in.
Die waarheid omvou as te ware nie met eens nie, maar pas in mekaar soos 'n legkaart. Het jy al 'n legkaart gebou? Weet, jy gooi die blokkies uit en val alles in plek? Dis nie 'n manier nie. Jy moet eers die raam bou, en dan moet jy die blokkies soek, en jy moet begin blokkies insit, en dan gebeur dit ook dat jy 'n verkeerde blokkie kan insit by 'n verkeerde plek. Het dit al gebeur? Dit lyk of hy daar pas, sit jy hom daarin. Maar soos wat jy die puzzle bou, eis daai blokkie weer sy regmatige plek op, want die ander blokkies wil nie inpas nie, tot jy hom uitgehaal het en hom weer by 'n ander plek ingesit het. En so sit met die Bybel. Ons het nodig om hier 'n puzzelstukkie uithaal, hier 'n versie uithaal, hierdie dingetjie uithaal, sodat ons 'n geheel beeld kan bou. Maar dis nodig dat die skrif te doen. Jy kan nie jou eie opinies uithaal of dat jy dink nie. Jy moet toelaat dat die Bybel homself interpreteer. So eerstens, laat die Bybel homself verklaar. Baie belangrik. Tweedens, as die Bybel nie duidelik is nie, gaan ons terug in die geskiedenis in. Ons almal het geskiedenis op skool gehad, nê? Ja, ek het swaar gekry met myne. Ek het dit amper gedryp al hoeveel keer. Maar die les uit geskiedenis is dat ons nooit leer nie, nê? Dis die geskiedenis se les. Maar interessant, die geskiedenis bewys baie keer vandag nog die Bybel as korrek. Nie waar nie? Deur net terug te gaan in die geskiedenis en gaan kyk wat dit in die geskiedenis gebeur, veral die antieke geskiedenis, kan baie mense vandag die Bybel as waar bewys, deur bloot na die geskiedenis te gaan. En waar die geskiedenis nie reg is nie, of duidelik is nie, het ons argeologie, om te gaan kyk wat die argeologiese graaf vir ons ontdek het van die Bybel, om daarop te kan bou. Jy weet, en dis nogal iets interessants, die argeologie bewys tot vandag toe nog die Bybel as 100% korrek. Ek kan onthou so klompie jare terug was daar 'n geval gewees, waar die mense, hulle noem hulle die higher critics, hoër critics, hulle kry altyd iets in die Bybel om te kritiseer en dan maak hulle 'n groot bohaai daaroor. En hulle het gevat hoe Israel in die woestyn sin, weet in die 40 jaar omswerf het, en al die stede wat genoem word. En toe's daar 'n sekere stad wat die Bybel noem, Exodus noem, wat hulle nie kon ontdek het of gekry het nie. En wat sê hulle? Ha, kyk, die Bybel is verkeerd. Hier sê die Bybel, praat die Bybel van 'n stad wat nooit bestaan het nie. Die stad, daar is nie so 'n stad nie. Dis 'n bewys, iemand het net iets uitgedink en hy het 'n stad opgemaak. En vir jare het hulle daai siening gehuldig, tot so 'n klompie jare terug. Loop 'n veldwag, skaapwagter, en hy tel 'n kleitablet op. En hy kyk na hierdie kleitablet, en hulle daar in die ooste het al geleer, hierdie goed beteken geld. Jy moet hom net aan die regte ou verkoop. En hy vat dit toe na 'n argeoloog toe, en hy gee hom vir hierdie argeoloog, en die argeoloog kyk na daai kleitablet, maar sien die argeoloog kon die taal lees wat op die tablet is. En hy besef onmiddellik wat dit is. Maar hy het nou ook geleer, jy kan nie te opgewonde ryk nie, want as jy te opgewonde ryk, dan raak die prys hoër, wat die ouetjie wil hê vir die ding. So hy is toe heel kalm, hy lees dit, hy vra hoeveel wil hy hê, gee hom toe die geld, hy sê, maar weet jy wat, ek gee vir jou dubbel, as jy my wys waar jy dit opgetel. Die ouetjie stem toe in, en hy gaan wys om die plek, en hulle begin met argeologiese opgrawings. En daar vind hulle nie net 'n stad nie. Hulle vind 'n hele biblioteek vol kleitablette, met egte bewyse dat die stad bestaan, dat dit die stad is, en al die dinge. Skielik het argeologie die Bybel as korrek bewys. So, hier's die riglyne wat ons gaan volg ook in ons studie van die boek Openbaring. Laat die Bybel homself verklaar, die geskiedenis en argeologie. Goed, nou kom ons kyk na die uitleg van hierdie beeld of droom van koning Nebukadneser. Wat dit beteken? Daniël 2 vers 36. Nou sê Daniël, dit is die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. En dan sê hy, U o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het. En in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy U as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. U is die hoof van goud. Wie is die hoof van goud? Wie is die hoof van goud?
Babylon, koning Nebukadneser, nie waar nie? Koning Nebukadneser is die hoof of die koning van die stad, magtige wêreldregering Babylon. Inteendeel, dis nou interessant, dis nie my opinie nie, dis die Bybel wat vir ons sê, U is die hoof van goud. Met ander woorde, die hoof van goud is wie? Dis Babylon. Nou as ons terugkyk na die geskiedenis, dan sien ons dat Babylon was 'n wêreldmag. 'n wêreldmag van die jaar 506 voor Christus tot die jaar 539 voor Christus. Jy sal sien dit word kleiner, want dit is voor Christus tot die jaar 0, dan tel dit weer op na Christus. Wat Babylon 'n ryk wêreldmag was. Baie interessant. Nou dink nou net as jy koning Nebukadneser was, en jy droom hierdie snaakse beeld, hoof van goud en alles, en hier kom Daniël en hy vertel jou wat jy gedroom het, dit moet reg wees, en dan kom sy nogal vir jou, jy is die hoof van goud. Wow, ek sou nogal heel chuffed gevoel het, as jy, goeie, wow, ek is die hoof van goud man, wow, manne, ek is die hoof van goud. Hierdie God van Daniël beskou my as die hoof van goud. So ek dink ek nogal heel goed gevoel op hierdie moment, nie waar nie? Nou, die Babyloniese wêreldheerskappy het basies gestrek oor 68 jaar wat hulle wêreldmag was. Maar iets interessants, Babylon is net die kop. Is net die kop, dit gaan verder. Daniël 2 vers 39 sê, Daniël vir koning Nebukadneser, hy sê, en na U sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van U. Het jy dit? Na jou gaan daar 'n ander, wat sê eintlik vir hom? Hy sê koning Nebukadneser, jou koninkryk is miskien magtig, jy is miskien die wêreldheerser, maar jou koninkryk gaan nie vir altyd hou nie. Hy gaan vervang word deur 'n ander koninkryk geringer as jy. En dan, vers 39, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. Ek dink hier, koning Nebukadneser so 'n bietjie bekommerd geraak. My koninkryk gaan nie vir ewig heers nie, hy gaan deur 'n ander een vervang word, en dan weer deur 'n ander een. Nou kom ons kyk, wie was die silwer koninkryk wat Babylon verower het? As Babylon die hoof van goud was, die koninkryk, nou wie was die volgende koninkryk, die silwer koninkryk, wat natuurlik dan vir Babylon verower het? Wie was dit? Weereens, laat die Bybel homself verklaar. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Ons lees net 'n bietjie aan in Daniël. Ons gaan na hoofstuk 5 vers 28 tot hoofstuk 6 vers 1. Dit sê, Peres, die koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Het jy dit? Die Meders en die Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee en hulle het Daniël met purper bekleed met 'n goue ketting omsels en dan gaan hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. Nou, u ken hierdie gedeelte. Hierdie is nou koning Belsasar. Daniël was in koning Nebukadneser se tyd 'n jong man. Hy het nou al 'n klompie jare verloop. Koning Belsasar was seun, of ek reg onthou, die kleinkind van koning Nebukadneser gewees. So jy kan indink, Daniël is nou al 'n ou man. En wat gebeur, terwyl die Meders en Perse Babylon omsingel het, hou hulle partytjie binne. Onthou julle die tempel se goue beker so goed gebruik, en terwyl hulle in dronkenskap verkeer, kom daai geheimsinnige hand teen die muur. Onthou jy daai gedeelte in die Bybel? Mene tekel Ifarsim, wat hy skryf. En hierdie koning Belsasar skrik homself nugter. En hy besef, hier's iets. En wat is dit? En toe onthou een van sy manne, sy diensknegt, sê, hoorie koning, in jou oupa se tyd, hy het ook een aand 'n droom gehad. En toe was daar 'n man uit die Hebreërs wat hy opgelei het as 'n wyse man. En hy het in jou pa sy droom vertel en die uitlegging gegee. Miskien kan hy, en onmiddellik kry hulle vir Daniël om hierdie handskrif teen die muur uit te lê, as jy die gedeelte kan onthou in Daniël 5. En natuurlik, Daniël is al 'n ou man, en hulle beloof hom al hierdie goed. Hy sê, nee, ek wil dit nie hê nie, maar ek gaan in elk geval vir julle sê wat dit beteken. En is daai gedeelte, mene tekel Ifarsim, is geweeg en te lig bevind. En die koninkryk, kom ons lees dit, selfde. En die koninkryk is aan die Meders en die Perse gegee. En dit sê, en daar dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy koningskap ontvang het. Baie interessant. Die Bybel laat ons nie eens twyfel nie. Wie het Babylon opgevolg? Hulle is oorwin deur
die Meders en die Perse. En die geskiedenis bewys vir ons die feit dat die Meders en Perse onder die koning Kores, dit was hulle aanvoerder koning Kores, in die jaar 539 voor Christus vernietig hulle Babylon en hulle regeer as wêreldmag tot die jaar 331 voor Christus. Basies 200 jaar as wêreldmag. As wêreldmag. Onthou, wat het Daniël gesê? Jou koninkryk gaan vervang word deur 'n ander koninkryk. Die Meders en die Perse. En die Bybel het vir ons gesê. Ons hoef dit nie eens uit te dink of iets anders op te sê nie. Nou baie interessante storie. Nou Babylon was 'n baie sterk en magtige stad. Hulle weet nie eens meer vandag hoe dit lyk nie. Een van die 5 wonders van die Hanging Gardens en alles was in Babylon gewees. En hierdie is maar nou net 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe dit dalk gelyk het in Babylon. Maar Babylon was hierdie magtige stad. En hy was as oninneembaar beskou. Nou, wat hom baie sterk gemaak het was, jy weet mos hoe hulle in Bybelse tyd oorlog gevoer, jy weet in antieke tyd, hulle het nie kanonne gehad wat mure kon opblaas, of bomme wat, vliegtuie wat die goed kon opblaas nie. Hulle daai tyd as hulle stad wou inneem, al wat hulle moes doen, hulle moes om die stad masseer, weet om die stad te laat trek, cut all the ins and outs af, met ander woorde, niemand kan in, niemand kan uit nie, en dan wag ons. Pas hulle op, want sometime begin hulle kos klaar raak, dan begin ons hulle uithonger, en dan begin siekte oorneem, en so met die jare vat ons die stad. Dis maar hulle in daai tyd oorlog gevoer het. Daar was net een probleem met Babylon. Babylon was nie net hierdie massiewe sterk stad met sulke hoë mure wat jy nie kon deurkom nie. Babylon het ook 'n rivier gehad wat deur die stad geloop het, die Eufraatrivier. 'n Magtige rivier, 'n groot rivier. Met ander woorde, jy kon Babylon beleer, maar hy het altyd vars water gehad. 'n Groot rivier deur hom gehad. Met ander woorde, hulle in die stad kon hulle hoenderskots gee, hulle kon mielies plant, hulle kon alles verbou, so hulle kon vir jare en jare oorleef, sonder dat hulle ingeneem kon word. En daarom was Babylon as oninneembare beskou. Maar iets baie interessants. Koning Kores van die Meders en Perse, so baie slim koning gewees. Terwyl hy wag vir 'n sekere feesviering 'n dag in Babylon gewees, en hy en sy manne gaan 'n entjie terug. En hulle grou 'n kanaal. 'n Groot massiewe kanaal, en hulle herlei die Eufraatrivier. En natuurlik die mense binne partytjie hou sak die rivier, en hy en sy manne masseer in die rivier onder deur die stad se muur, maak die stad se hekke oop en Babylon val. Babylon word vernietig en die Meders en Perse word die volgende wêreldmag, net soos die Bybel voorspel het. Nou wie was die koperkoninkryk wat Medium-Perse verower het? Dit was die hoof van goud, dan die silwer en dan die koper, kan jy onthou? Nou wie was die koperkoninkryk wat Perse verower het? Weereens, laat die Bybel homself verklaar. Ons lees net weer verder. In Daniël 8 kry ons 'n baie interessante profesie. Die profesie van die skaapram en 'n bokram met net een horing. 'n Baie interessante profesie wat ons ook met u gaan doen. U moet nie hierdie lesing mis nie, u gaan dit baie geniet. En dan vertel dit vir ons iets interessant. Daniël 8 vers 20 sê, die ram wat jy gesien het met die 2 horings is die konings van die Meders en die Perse. Die konings van die Meders en die Perse word deur hierdie ram voorgestel. En dan sê hy, en die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. So met ander Medium-Perse wat deur 'n bok storm geloop word met een horing wat Griekeland is wat hom oorwin as ons die gedeelte lees. So die geskiedenis wys vir ons dat Griekeland oorwin Medium-Perse in die jaar 331 voor Christus en hulle regeer as wêreldmag tot die jaar 168 voor Christus. Basies 160 jaar wat hulle wêreldmag was. En toevallig, wie was die koning van Griekeland? Wie was die koning van Griekeland? Hy is vandag nog bekend. Alexander die Grote. Ken jy nog Alexander die Grote in die geskiedenis? Hy was die groot man van Griekeland. Nou, hy was 'n absolute genie gewees. Jy weet, tot vandag toe nog, bestudeer hulle sy tegnieke van oorlogvoering. Tot vandag toe. Hy was so 'n genie. Ek bedoel, as hy op die slagveld was, hulle sê nog voor Medium-Perse hulle boots kon aantrek, het hulle klaar oorwin.
Daar word soveel stories van hom, ek gaan vir julle later van sy stories vertel, wat hy gedoen het in sy magtige regering, en hy het letterlik oor Europa geloop, om wêreldmag te bekom in 'n baie, baie kort tydjie. En Alexander die Grote, die koning van Griekeland, die volgende wêreldmag wat in beheer is. Maar dan gaan die profesie verder. Vers 40 sê, en die 4de koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. So nou praat die Bybel nog van 'n 4de koninkryk, 2 bene, nie waar nie? Nou wie was hierdie 4de koninkryk wat Griekeland verower het? Wie was hierdie 4de koninkryk? Kan jy dalk dink? Dit is baie interessant. The mighty Iron Kingdom of Rome. Die Romeine, die ysterkoninkryk van die Romeine. Nou die geskiedenis bewys vir ons dat die Romeine oorwin Griekeland in jaar 168 voor Christus en hulle regeer tot die jaar 476 na Christus. Bykans 700 jaar wat die Romeine wêreldmag was. Die ysterkoninkryk van die Romeine. Onthou jy met Jesus se geboorte? Watter koninkryk was in bewind? Dis die Romeine, nie waar nie? Jesus is deur die Romeine gekruisig, so dit is in hierdie tyd al so ver in die geskiedenis in. Nou iets baie interessant, Medo-Persië, het jy gesien is 2 arms, Medo-Persië, net om te wys hoe akkuraat die Bybel is. 2 nasies, dit was die Meders en die Perse wat saam een mag geword het. Eers was die Meders die sterkste, maar later het die Persiese magte hulle letterlik verswelg. Hulle letterlik verswelg en sterker geword. Byvoorbeeld, ons weet nie eens meer vandag van Meders nie, maar ons weet nog van Persiese tapuite. So Mede en Persië, 2 nasies wat een geword het. Dis eintlik maar soos in ons land. Weet, een bevolkingsgroep is eintlik maar besig om ons te verswelg, né? Te verswelg, dis maar wat gebeur het. So, dis manier om Mede en Persië te kan onthou. Nou Rome het 2 bene, 2 bene van yster. Mede en Persië maak sin. Hoekom 2 bene? Interessant. Die Romeinse regering het 2 hoofstede gehad. Hulle het gestaan op 2 bene. Die een was die hoofstad in Rome self, en die ander een was die hoofstad in Konstantinopel in die ooste. 'n winter en 'n somerpaleis. Weet, in die winter gaan die koning soontoe en in die somer gaan hulle weer soontoe. So hy het basies 2 hoofstede gehad waarop die Romeine gestaan het. 2 bene. En yster is 'n baie goeie simbool vir die Romeine gewees. Hulle was werklik 'n harde koninkryk. Babylon was werklik 'n goue koninkryk, sterk, ryk, magtig. Medo-Persië was werklik 'n silwer koninkryk. Hulle bekers en goed was van silwer gewees. Die Grieke het weer koper as hulle edelmetaal gehad. Hulle skilde en goed was van koper. Maar die Romeine sin was van yster. Hulle het die yster ingebring, die ysterswaarde en al daai tipe ding, die ysterspiese. En dis een van die redes hoekom hulle so vinnig wêreldmag geword het as gevolg van hulle yster. En die Bybel sê 'n harde koninkryk. Die Romeine het nie nonsens gevat nie. Ek wil as die Jode bietjie in opstand gekom het, kan jy onthou wat het hulle gedoen? Hulle het hulle net die stad omsingel, omtrek en almal doodgemaak. Hulle was 'n harde koninkryk. 'n Harde koninkryk soos yster, en die Bybel sê soos yster alles vergrys. Net so was die Romeine. Interessant, die geskiedenis is sover presies soos wat Daniël aan koning Nebukadneser vertel het. Maar nou begin dit interessant raak. Vers 41 sê, en dat die voete en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. Nou, hier praat dit van 'n volgende koninkryk, 'n verdeelde koninkryk, 'n koninkryk wat bestaan uit yster en klei, pottebakkersklei, 'n verdeelde koninkryk. Nou, wat 'n koninkryk het die ystermonargie opgevolg? Wat 'n wêreldmag het Rome opgevolg as wêreldmag? Weet u? Geen een nie. Daar was nie 'n mag wat Rome oorwin het nie. Wat gebeur het? Rome het verbrokkel.
Onthou, hulle was vir 700 jaar die wêreldmag. Hulle het beheer. Maar soos die tyd aangegaan het en Rome al die opstande moes onderdruk, hier onderdruk en daar onderdruk, het hulle begin swakker word. En hulle is aangeval deur barbaarse stamme aan die suide en die ooste en van die see se kant af, en dit het hulle ook meer verbrokkel, en toe word hulle letterlik ingeneem deur die barbaarse stamme en al die opstande, en toe die stof gaan lê, toe word Rome opgedeel in 10 onafhanklike lande. 10 onafhanklike lande, 10 tone. Baie interessant. En as vir net 'n kaart wys in die geskiedenis hoe die Europa daai tyd gelyk het, jy kan sien hoe dit plus minus daar gelyk het. Vandag lyk dit al bietjie anders. Dit was 10 onafhanklike lande, die Anglo-Saxons, die Franke, die Alemaane, die Oosgote, die Wesgote, die Vandale, die Heruli en al daai nasies. Maar interessant, die Bybel sê vir Europa, en dit is nou hoe die Romeinse ryk opgedeel het. Dit sê dat sommige van hulle sal hard wees en sommige sal swak wees. Sommige sal soos yster wees en ander soos klei wees. Was dit so? Wie is die Saxons? Dis vandag Brittanje, nie waar nie? Die Anglo-Saxons. Hulle staan vandag nog as die Saxons bekend. Die Franks is vandag Frankryk. Die Alemaane is Duitsland. Die Sowjele is die Portugese. Die Spanjaarde is hierso waar die Oosgote was, en die Vandale en die Heruli bestaan nie meer nie. Hulle is heeltemal vernietig. Ons gaan in 'n later profesie vir u presies sien wat het van hulle geword. So dis basies die 10 tone, yster en klei, waarna hulle opgedeel het. Nou Brittanje, of die Saxons, is 'n ystermag, selfs vandag nog, hulle is 'n sterk mag. Die Portugese is maar sagte klompie, hulle is maar uit klei uit, weet. Die Bybel sê hard, sommige sal soos yster wees en ander soos klei wees, maar hulle sal nie meng nie. Net soos yster en klei nie meng nie. So wat sê die Bybel vir ons eintlik? Dat Europa sal nie weer verenig om 'n wêreldmag te word nie. Hy sal nie weer verenig om 'n wêreldmag te word nie, net soos yster en klei nie sal meng nie. Maar dit sê nog iets interessants. Kom ons lees dit. Vers 42 sê: en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is. 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Sommige sal sterk, sommige sal swak wees. En ons het dit nou gesien, skuis tog, ek het hom gespring. Dan vers 43 sê, dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Menslike gemeenskap vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Hier's 'n baie interessante ding. Die Bybel sê, hulle sal die menslike gemeenskap probeer om te verenig. Nou as jy kyk na die geskiedenis van Europa, nou wat gebeur het? Almal het probeer om Europa te verenig, om weer 'n wêreldmag te word. Nou as hierdie land kwaad was vir hierdie land, wat het gebeur? Hierdie koning se dogter het met hierdie koning se seun getrou, in 'n way om diplomatieke bande te smee. Weet, net om Europa te verenig. En met die gevolg, hulle het so onder mekaar getrou, dat toe koningin Diana en koning Frederik met mekaar getrou het, was hulle nageslag, hulle stamboom, letterlik met die hele Europa familie. Met die hele Europa familie. En dit alles in 'n poging om Europa te verenig. Maar die Bybel sê, yster en klei sal nie meng nie. En het hulle dit reg gekry om Europa te verenig? Nee. Inteendeel, dis een van die redes hoekom hulle sê hoekom die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het. Dit was eintlik een groot family fight. Want hulle kon nie met mekaar oor die weg kom nie. En hier's die groot Eerste Wêreldoorlog gewees. Nou is daar wel 'n paar ouens wat probeer het om Europa te verenig in 'n wêreldmag. Karl die Grote van Frankryk het in die 8de eeu probeer. Charles die 5de van Spanje het die 6de eeu dit probeer. Louis die 14de, hierdie ou van Frankryk, sê hulle het 9 perde onder hom doodgery om Europa te probeer verenig onder sy mag. En het hy dit reg gekry? Nee. Ou wat dit amper reg gekry het, was Napoleon. Onthou van Napoleon? Napoleon het amper die hele Europa onder sy mag gehad. En interessant, dit word vertel, interessante storie, dat terwyl Napoleon besig was met sy verowering van Europa, toe bring hulle vir hom die profesie van Daniël 2. Toevallig, dis nie net iets wat ons nou uitgedink het nie. Hierdie profesie is nog al die jare bekend. Dis al van toeke af bekend. Dis net ons bestudeer dit nie, en dis hoekom mense dit verloor het.
En hulle bring Daniël 2 se profesie na hom toe en hulle sê, koning, volgens Daniël 2, sal jy nie Europa kan verenig nie. Want die Bybel sê, yster en klei kan nie en sal nie meng nie. Jy sal nie Europa kan verenig nie. En hulle sê Napoleon se woorde was, God's plans doesn't fit in with mine. Doesn't fit in with mine. En hy dink hy gaan voort en wat gebeur, en hy kom Waterloo en hy verloor. Nog 'n ou wat dit amper reg gekry het. Hitler. Hitler was naby, nie waar nie? Hy het basies nog net Engeland oorgehad om te oorwin. En toe gaan staan val hy Rusland aan. En wat gebeur? En vandag is Europa verenig. Hoeveel mense het al probeer? Ek wil ons weet vandag, hulle die Europese euro gebring en al hierdie dinge probeer om Europa te verenig, weet allerlei dinge wat hulle doen, die Europese unies en die geldstelsel en alles. Hoekom? Hulle wil Europa verenig. Hoekom? Want wie ook al Europa beheer die wêreld. Dis maar net hoe dit werk. Europa is so geleë dat wie ook al Europa beheer die wêreld. En dit is hoekom almal Europa wil verenig tot 'n wêreldmag. Maar God het gesê, dit sal nie gebeur nie, want yster en klei kan nie meng nie. Baie interessant. Toevallig, as Europa verenig word tot 'n wêreldmag, dan kan jy maar die Bybel weggooi. Want dan's God verkeerd. Want God het gesê, hulle sal nie weer 'n eenheid word nie, net soos yster en klei nie meng nie. Baie belangrik, jy kan dit toets. Goed, skus toe. Koning Nebukadnesar se droom het nie hier geëindig nie. Hy het nog iets verder gedroom, onthou jy? 'n klip wat losgeraak het sonder toedoen van mense hande en dit tref daai beeld waar? Aan die voete. Onthou jy dit? Nie aan die kop nie. Hoekom nie aan die kop nie? Kop is reeds weg. Hy tref hom aan die voete. Daniël 2 vers 44 sê, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Het jy dit? In die dae van die konings. Watter konings? Die 10 konings van Europa, nie waar nie? Verdeelde Europa, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Nou wat is hierdie rots? Wat hierdie beeld aan sy voete tref en alles verpletter en dan die hele aarde vul. Wat is hierdie rots? Is niks anders as die wederkoms van Jesus nie. Wanneer Jesus 'n koninkryk gaan oprig wat vir ewig gaan bestaan. 'n Koninkryk waar hy vir ewig gaan regeer, sê die Bybel vir ons. Nou wat sê God in werklikheid vir koning Nebukadnesar, as ook aan ons wat vandag leef en wat hierdie seminar bywoon? Wat sê God vir ons? Baie belangrik. God sê vir koning Nebukadnesar, as ook aan ons, hy sê koning, jy's 'n wêreldheerser. Jy beheer die wêreld, maar jy gaan nie vir altyd bestaan nie. Jy gaan vervang word deur 'n silwer koninkryk. En dan gaan hierdie silwer koninkryk 'n tyd hê om die wêreld te kan regeer. Dan gaan hy opgevolg word deur 'n koper koninkryk wat ons gesien Griekeland was. En hy gaan 'n tyd gegee word om die wêreld te regeer. Maar dan gaan hy ook tot 'n einde kom en opgevolg word deur 'n yster koninkryk wat sy beurt gaan kry om die wêreld te regeer. Hy sê en daarna gaan hy verbreek in 10 onafhanklike lande. En hulle gaan 'n beurt kry om hulle eie manier te regeer. En dan gaan ek 'n koninkryk oprig wat vir ewig gaan bestaan. En wat nooit vernietig sal word nie. Daar is net een koninkryk wat nooit vernietig sal word nie, dit is God se koninkryk, nie waar nie?
En as ons kyk in die geskiedenis, Babylon het gekom en gegaan. Medium-Persië het gekom en gegaan. Griekeland het gekom en gegaan. Rome, die Eysterkoninkryk was sterk, het vir 700 jaar gestaan, maar het ook gegaan, presies soos Daniël voorspel het. En verdeelde Europa, Wes-Europa, die voete van ys en klei, het gekom, en het hulle gegaan? Het hulle gegaan? Hulle is vandag nog hierso, nie waar nie? En daarna kom die wederkoms. Daarna kom die wederkoms, sê die Bybel, waar God 'n koninkryk oprig, wat vir altyd sal bestaan. So wat beteken dit persoonlik vir my vandag? Wat beteken dit vir my? Vir u en ek, wat beteken dit vir ons? Kom ek stel dit so. In watter tyd van die beeld lewe u en ek vandag? Watter tyd lewe ons? Ek is eerlik. Ons lewe in die tyd van die voete en die tone van yster en klei, van verdeelde Europa. Dis die tyd waarin ons leef. Ek wil eintlik sê, ons lewe in die toonaals se tyd. Nie waar nie? En wat is die volgende gebeurtenis wat gaan plaasvind? Wat is die volgende gebeurtenis wat gaan plaasvind? Wat is die volgende koninkryk wat opgerig gaan word? Jesus se koninkryk, die ewige koninkryk, wanneer Jesus op die wolke kom, om sy bestaan te maak, nie waar nie. Openbaring 22 vers 12 sê vir ons dit duidelik, hy sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees, wanneer Jesus se ewige koninkryk kom oprig. So eintlik wat dit vir ons sê, in my tyd, op hierdie aarde, raak baie, baie min. Nie waar nie? Dit raak min. Eintlik kan een ek nie meer speel met ons verlossing nie. Hoekom? God het voor die tyd vir ons gesê dat ons gereed moet wees vir sy koms. Hy gesê dat gaan Babylon wees, Medo-Persië, Griekeland, Rome, verdeelde koninkryk, en dan gaan ek my koninkryk oprig. Onthou jy vir Amos 3 vers 7 waar ons begin het? Want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. God wil hê ons moet weet. God wil hê dat die wederkoms ons onkant moet vang nie. Hy wil hê dat u en ek moet weet. En daarom het hy voor die tyd gesê, vir koning Nebukadnesar al, en vir al die eeue, en sê, hier is 'n wêreldmag, opgevolg deur Griekeland, opgevolg Medo-Persië, opgevolg deur Griekeland, deur Rome, deur verdeelde Europa waarin ons bly, en die volgende gebeurtenis is die wederkoms. Is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor? Dis voor die deur. Ons lewe in die tyd van die einde. Nou die meeste profeseë van Daniël en Openbaring het te doen met die tyd van die einde. Die tyd van die voete, die Christelike kerk vanaf 31 na Christus tot en met die wederkoms van Jesus. En sien nie, wie hou alles in sy hande vas? Wie hou u en my se lewe in sy hand vas? Is dit nie Jesus nie? Hy was nog al die tyd in beheer. As hy vir koning Nebukadnesar en vir ons van daai tyd af presies kon vertel het wat gaan gebeur, dink u die wederkoms gaan plaasvind? Verseker, ek bedoel as alles gebeur het presies soos hy gesê het, en nog net die wederkoms, dan gaan die wederkoms plaasvind. Ons kan dit weet, want die res het gebeur, nie waar nie? En u en ek is in Jesus se hande. Dis waar hy ons wil vashou. U gaan dalk die persoonlike stryd. U dalk seer. U dalk dinge in die lewe wat nie reg is nie. Jesus sê vir u, ek kom, maak reg. Maak reg. My koms is voor die deur. Ons gaan nou begunstig word weer spesiale item net vinnig. Sean Blom gaan vir ons pragtige lied sing. Kom ons sit net so tot eer van die Here. Across the land and every nation, a call to all who swear allegiance to the cross of Christ.
live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in this hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As a candle is consumed by the passion of the flame, spilling light unsparingly throughout a darkened room, let us burn to know Him deeper, and our service flaming bright. We will radiate His passions and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. The spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Amen. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Ons wonderlike Jesus, baie dankie dat U 'n God is wat die wêreld in die hande hou. Dat U die toekoms vashou en dat U alles weet. Van die begin tot aan die einde. En dat ons kan weet dat U ook ons lewens vashou in U hande. En Here Jesus, U het vir ons alles gedoen op die kruis. U het vir ons al iets vooruit gesê wat gaan gebeur. En ons kon kyk vanaand en alles het gebeur presies soos U voorspel het. Dit is nog net die wederkoms wat moet plaasvind. En daarom weet ons dat ons bly in die tyd van die tone van yster en klei.
En die volgende gebeurtenis is u koms, en dit is verseker. Mag u ons help om ons harte gereed te kry vir daai dag. Mag u ons help om u woord lewendig te maak in ons lewens, en dat ons u kan dien, Jesus, as ons God en ons verlosser, met alles wat ons het, en met alles wat ons is, want ons het u so nodig. Hier is ons lewens, laat dit wees tot u eer, bid ons in Jesus se naam. Amen.